Ja, welkom by vandag se video. Na nog 'n dag wat ek met kinders sit, wat bitter ontevrede is, onderwysers wat ontevrede is. En ek weet nie altyd wie van die klomp heeltemal reg is nie. Ek het my eie idees, maar ek sal maar partykeer maar my liewe idees vir myself moet hou. Kom ons kyk 'n bietjie na oppositional defiant disorder of conduct disorder. Dit is nogal 'n baie belangrike ding onder tieners deesdae. So in Afrikaans is dit opposisionele uitdagende versteuring of gedragsversteuring dan. Nou wanneer ons kom by adolessente, hulle het baie unieke ontwikkelingskwessies. En hulle het met baie dringende impulsiewe en wense vir autonomie en hierdie autonomie of goeders op hulle eie begin doen, is baie keer 'n vreeslike clash met hulle ouers of enige gesagsfiguur op 'n maatskaplike vlak en ook wat die sosiale verwagtinge van die omgewing is waarin hulle self bevind. So, terwyl jong mense waarskynlik hulle eie spiere 'n bietjie flex, soos teen gesag, benadeel oormatige nie nakom van reëls die groeiproses na volwassenheid toe. Onthou, sekere kinders het net eenvoudige temperament wat hulle 'n bietjie meer opposisioneel maak as die kinders wat net instem saam met alles. En dit kom maar baie keer van hulle huisomstandighede af of wat hulle gesien het. Dis die manier hoe ek moet optree as ek teengestaan word en daarom doen ek dit by die skool ook. So dit is nie die kinders se skuld altyd dat hulle sogenaamd stout is nie. Daar is altyd 'n manier om daarmee te werk. Maar nou, die sisteem waarin die kinders lewe, veroorsaak baie keer 'n verergering van hierdie gedrag van hulle. Oppositional defiant disorder is een van die goed wat deur die omgewing meestal geskep word. Onthou monkey see, monkey do. En dit, die invloed wat ouer gedrag het op kinders, speel dit uit in hulle buitewêreld. So ja, dit is 'n groeiproses na volwassenheid toe, maar as erge negatiewe gedragversteurings in kinders voortduur, is daar 'n verhoogde risiko om 'n lewenslange patroon van antisosiale gedrag te ontwikkel. So ons moet baie mooi kyk dat ons dit op 'n jong ouderdom al 'n bietjie kan vasvat. Nou dit is 'n groot kommer vir meeste ouers, veral meeste ouers met kinders wat sogenaamd stout is of wat opposisioneel is. Want op die einde van die dag, wanneer hulle groot word, kan dit in kriminele gedrag omsit, omdat dit dikwels voorafgegaan word deur 'n geskiedenis van gedragsversteuring in die kinderjare en adolessensie. As jy 'n moeilike kind het, kan ek jou amper 'n briefie gee dat dit in adolessensie gaan vererger en reeds bestaande gedragsprobleme erger sal word. Moet regtig nie dink dat jou moeilike 7-jarige op 15 jaar baie beter gaan word nie. Werk liewer met jou kind op daai ouderdom al en leer hulle hoe om probleme op te los. Want so gou as wat daar hormone inskop en hulle begin onafhanklik raak, gaan jy 'n probleem hê. Wel, ek kan nie dit voorspel nie, maar ek kan dit amper waarborg. Wanneer jy hierdie gedrag ignoreer, is daar 'n verhoogde behoefte aan familiebande en ondersteuning. En dan lê hulle identiteit daaronder, want as jy hierdie gedrag van hulle verwerp en die samelewing verwerp hulle, as jy nie na hierdie goed gekyk het op 'n jonger ouderdom nie, dan raak dit 'n groot probleem. Die adolessense gevoelens van onkwesbaarheid verhoog, hulle riskante gedrag en wangedrag vererger verder, en hulle gee nie regtig om vir die gevolge nie. Vat dan my foon weg, skors my uit die skool uit, hok my, wat ook al. Hulle voel in elk geval verwerp. So dit is nie die regte manier om daarmee of om dit aan te pak nie. So,
om dan deel te word van 'n vriendegroep met 'n geneigtheid tot moeilikheid is maklik, en dit is baie maklik om by daai groepie in te kom. Want hulle kom by 'n groep in wat kwaad, geïsoleer is, wat na aanvaarding soek, en hulle kyk nie verby dit nie. Dit is sommer maklik. Die enigste kwaliteit wat jy moet hê om by hierdie groep in te pas, is om eenvoudig reëls op 'n gereelde basis te oortree, en dan is jy deel van die ingroep. Nou, antisosiale gedrag moet die interaksie tussen spesifieke omgewingsrisikofaktore en die adolescent se kwesbaarheid vir stres in ag neem. Kinders wat baie neuroties of baie sensitief is baie meer geneig om by groepe in te skakel, omdat hulle nie geneig is om met ouers te praat nie. En aan die ander kant is dit net soveel die ouers se skuld, want hulle gee nie die kind geleentheid om te praat wanneer hulle probleme ondervind nie. Ouers glo hulle kinders is swak as hulle met iets sukkel, veral seuns. Hulle sê get over it, dis nie hoe mans dit doen nie, en daai goeters, onthou ons tye het baie verander. Daai goeters en die omgewing het heeltemal verander. En wat dan gebeur, is dat dit net die huisomgewing verder omkrap, die situasie vererger, en hulle word meer gedwing na groepe wat hulle sogenaamd verstaan. Nou dit veroorsaak swak sosiale en morele ontwikkeling, en die kinders is swak toegerus om die energie te hê om negatiewe vriende invloede te weerstaan. Al wat hulle probeer doen is om net te oorleef van dag na dag, met 'n sekere mate van ondersteuning. So in werklikheid is daar baie min aansporing vir hulle om aan die verwagtinge van die samelewing te voldoen. Nou goed, ek gaan dit eers hier los. Volgende keer kyk ons 'n bietjie dieper na medikasie, en waar van die foute vandaan kan kom. Ons gaan praat oor ouers se onbetrokkenheid, en ook dat kinders wat in adolessensie ingaan, nie vertel word van die veranderinge wat hulle kan verwag nie. En dit is ook 'n ding wat 'n baie groot tekort in ons samelewing is. Kinders gaan alleen oor die brug van kind tot adolessensie. En as daai brug op swak fundamente gebou is die kind heel waarskynlik op sy eie om te ontdek, om vriendegroepe te vind, om ondersteuningsnetwerke te vind, wat nie die ouers of die goeie deel van die sosiale wêreld insluit nie, maar wat hulle dan in vriendekringe vir hulle self bevind, wat ook verlore is, en hulle om hulle om die baie moeilike tyd te kry. So ja, ons los dit daar, en baie dankie dat julle hierna gekyk het. As julle meer hiervan wil sien, gaan ek 'n redelike, ek weet nou nie hoeveel nie, 2 of 3 of dalk 5 video's maak, spesifiek oor conduct disorder en oppositional defiant disorder. Nou maar goed, lekker dag, en ek hoop regtig julle het 'n bietjie insig gekry oor hoekom kinders oppositioneel en net onmoontlik moeilik is. Daar is geen rede daarvoor nie, en as almal saamwerk, kan hierdie kinders 'n baie goeie en rustige en gelukkige lewe vorentoe hê. Alright, goed, totsiens.